Gaan vra dat jy sitplekke neem. Baie dankie aan die orkes. Dankie, Here. Thank you, Lord Jesus. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here. Vat die Bybels en blaai saam met my na Eksodus 19 toe. Dennis Watley het die volgende geskryf. Hy sê, when you are in the valley, keep your goal firmly in view. Nou, dit is vanuit 'n menslike perspektief gesê. Keep your goal firmly in view. Vir ons as kind van God, is ons goal om met Jesus in verhouding te leef. Om 'n pad saam met hom te stap. En dan sê hy verder, and you will get the renewed energy to continue to climb. What do you mean? Keep your goal firmly in view, and you will get the renewed energy to continue to climb. Wat ek vanmôre met u gaan deel is miskien heeltemal bietjie buite ons normaal, maar ek wil graag dit wat die Here op my hart gelê het, wil ek vanmôre met die gemeente deel, want ek het laas Sondag aand toe praat ek daaroor, maar ek het net so geskraap op die onderwerp. Eksodus, lees gou saam met my Eksodus, ek gaan dit vir u in Afrikaans en in die Engels, Amplified, lees. In die 3de maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land, op dieselfde dag het hulle in die woestyn Sinai aangekom. Hulle het van Rafidim af opgebreek en in die woestyn Sinai gekom en in die woestyn Laar opgeslaan. En Israel het daar teenoor die berg Laar opgeslaan. Maar Moses het opgeklim na God toe. En die Here het hom van die berg af teruggeroep en gesê, so moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het. En dat ek julle op arensvlerke gedra en julle na my toe gebring het. Dis God wat praat. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En so baie ouens dink hulle is in beheer. Kom ons lees. In the 3rd month after the Israelites left the land, en jy kan agterkom, ek begin nou al hoe meer gerus raak met die Engels. Of Egypt, the same day they came into the wilderness of Sinai. Jy sien, jy moet nie te vinnig praat nie. When they had departed from Rephidim and had come to the wilderness of Sinai, they encamped there before the mountain. And Moses went up to God, and the Lord called to him out of the mountain, say, this to the house of Jacob, and tell the Israelites,
You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now, therefore, I will, if you will obey my voice in truth and keep my covenant, then you shall be my own peculiar possession and treasure from among and above all peoples, for all the earth is mine. Hoe het ons daar uitgekom om God se peculiar? Hier praat hy met die volk Israel. Maar hoe het ek en u by daai punt uitgekom wat ons God's possession and peculiar possession is? Sien nie? And his treasured people. Hoe het ons daar uitgekom? Through Jesus Christ and the blood that was shed on the cross of Calvary. Jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Of jy jonk is, en of jy nou soos ek gister jonk gespeel het, by die piknik, vanmôre toe ek opstaan, toe sê ek vir Lenuska, hier's 'n stywigheid in hierdie liggaam, wat ek nou nie kan beskryf nie. En 'n neus wat klink soos wat hy klink. Maar ek wil hê jy moet vanmôre iets hoor. Ek wil hê jy moet vanmôre iets verstaan wat die Here in my gees kom deponeer het. En ek glo dis vir die kerk vir die tyd wat kom. Ek ervaar toe ek sê, Here, maar ons moet dit eintlik by die nuwe jaar preek. Toe sê die Here, jy praat. Jy deel wat ek in jou gees sit. En ek wil hê jy moet hoor wat die Here vir ons vir 'n jaar wat kom deel. En hy gaan baie ander goed ook deel. Daar is God se tyd. Ons lees dit hier. God sê ek het 'n spesifieke tyd en God kondig daai tyd aan en hy kondig dit aan vir hierdie gemeente. Die tweede ding wat ek sien, God sê die plek waarheen ek jou gaan vat, die plek waarheen jou gaan lei, is belangrik. God wil hê, jy moet uit jou wêreld belewenis, jou normaal van elke dag, uitkom in sy teenwoordigheid in. Die vierde ding is, God wants to speak to you. Ek sê, Here, toe sê hy, my kind, ek wil hê, en ek wil dit vandag vir die pastore sê wat hier sit. Jy dink hierdie jaar het jy openbarings gehad, die Here sê, I want to speak to you in the new year. And you'll speak to my children, and my children must be obedient. And if we are going to be obedient, God says He will bestow His blessings upon us. En die mense gaan kennis neem dat ons kinders van die lewende God is. Sien, beleef, ervaar sy reddende krag. Want hy sê, ek red jou op vlerke van 'n arend. Nou, ek weet nie of jy agtergekom het nie. 'n Arend het nie beperkings as hy in die lug is nie. 'n Arend is kragtig. Maar het jy agtergekom, 'n arend is ook vry. There's nothing holding him down. God says, and that's the way I want to work in your life. Hy het jou nader geroep na homself toe. En dan vra hy jou gehoorsaamheid. Obey in truth. Ons moet in die woord wees, in Christus. Ons moet sy verbond, his covenant, weet jy wat, eintlik sy riglyne vir ons lewe, moet ons hou. Hoe gaan ons dit hou? Alleenlik deur God se woord. Because there is coming challenging times. En ek wil vir jou sê, dit gaan nie wees om mense te gehoorsaam nie, dit gaan wees om God te gehoorsaam, sy woord te gehoorsaam en te staan op God se woord. En dit sal redding verseker.
You are his peculiar possession, his treasure among all people. Because the earth is his. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, dis God se eiendom. Ons is deur God gekies, deur God vrygemaak. En die woord sê, laat niemand jou onder 'n juk van slawerny weer inbring nie. Hoor jy my vanmôre? Laat niemand jou weer onder 'n juk van slawerny inbring nie, because we belong to God. Maar hier kom die groot teksgedeelte, vers 3. Soekie, sal jy vir my die Engels weer opsit van vers 3 en dan net die Afrikaans. And Moses went up to God, and the Lord called to him out of the mountain, say this to the house of Jacob, and tell the Israelites. Die Afrikaans asseblief. Maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy aan die huis van Jakob sê, en aan die kinders van Israel. Weet jy wat is interessant? So dat God altyd na die mens toe gekom het, en dis hoe ons redding, God het vir Jesus gestuur om ons te kom red. En hy ontmoet ons altyd waar ons is, in ons omstandighede. Jy is in moeilike omstandighede, en as jy jouself kry, dan staan jy net aan die ander kant. En intussen tyd het jy die Here aangeroep. Jy was in sy teenwoordigheid. Maar weet jy wat deel die Here met my hierdie week? Ek gaan dit vanmôre net met die deel. Maak dit in jou hart vas, gaan dink daaroor. Die Here roep nog steeds na mense. Hy roep nog steeds na jou. Dis jy syne. Even though you're his possession, and the earth belongs to him, he still calls you, because he wants to speak to you. Hy wil met jou praat. Hy roep jou nader in sy teenwoordigheid in, om by hom te wees. Pastoor, ja, hoe so? Wat gebeur vanmôre? Hierdie is eintlik 'n byeenkoms waar God ons inroep en sê, wie kom staan 'n bietjie voor my en luister mooi wat ek vanmôre vir u sê. Waar jy uit jou besige program uitstap. Waar jou aandag nie afgetrek word nie. Het jy agtergekom by die huis hoe vinnig word jou aandag afgetrek? Ek sien daar sulke lekker glimlagte. By my ook. Ek moet net opstaan en deur die huis loop en sien ek, dit moet nog gedoen word, dit moet gedoen word. Dan begin ek aan doen ek 'n bietjie met hierdie, en dan sien ek, jene, daar's nog iets, dan gaan doen ek 'n bietjie daar. En dan sien ek, maar daar's iets, en dan gaan doen ek hier 'n bietjie iets. Dan sien ek nie, maar hier's iets, dan gaan doen ek hier 'n bietjie iets. En as ek terugkom in die middag, of wanneer ek ook al tyd is en ek kom hier, dan sien ek, hierdie is ook nog half gedoen. Nou sê ons, pastoor, dit klink so seniors. Nee, is nie seniors nie, dit gebeur in elke huis. Gebeur in meeste van ons huise. Want ons aandag word afgetrek. Your attention. En daar's nie een persoon wat vandag vir my kan sê, pastoor, my aandag word nie afgetrek nie. God wil hê jy moet uit die plek uitkom. You must get out of the place. En luister mooi, waar daar verskonings heers. Toe ek sê, Here, maar kan dit nie sê, toe sê die Here vir my, sê vir die gemeente, sê vir my kinders, hou op dat verskonings oor jou lewe heers. Heers jy oor dit. Excuses. We've got an excuse for everything. Get beyond it and says, I'm going
Excuse, I want you to stand there. It's okay. But I'm going to serve the Lord now. I'm going to go past you. En hoor wat ek vir u sê, na gister se piknik het ek ook 'n verskoning gehad. Ek het gisterand by die huis gekom, ek het soos die traffic cones gelyk gebrand. Ek was vodde. Daar is my vrou en my ma. Ek het nie deur die huis geloop nie, ek het net 'n wandeling gehad. Maar daar's 'n oomblik en 'n tyd in ons lewe wat God jou uit jou verskonings, uit jou normaal uitroep en sê, kom in my teenwoordigheid in. The only place you will change is in God's presence. Dis nie maar net om 'n oulike liedjie te luister. Come into God's presence and you will be changed. Want dis die plek waar God homself aan jou kan openbaar, sy krag, sy liefde vir jou kan wys en in jou kan uitstort. Waar jy kan verstaan wat God wil doen. En dis hoekom God by Moses kom en hy sê vir Moses, Moses, kom hier na die berg toe, die plek waar ek jou alleen het, en daar kan ek met jou werk, daar kan ek met jou praat, daar kan ek jou gesindheid en jou karakter verander, daar gaan ek die ou deltboks reg kry. Dis daar waar jy gaan besef wie God is, en dat jy aan hom behoort. Ek wil jy moet hoor vanmôre, God is nog nie klaar met jou nie. Sê vir jouself, God is nog nie klaar met my nie. Hy het my uitgekies. Sê saam met my, hy het my uitgekies. Ek is sy besitting. Hy gee my aardsvlerke. Hy red my. En hy maak my vry. Jeug, as die kerk het sê, wens het, ek wil hulle lywe moet net bykom. Want weet jy wat, jy moet reageer met 'n gewillige hart. Amen. Ja, jy kom maar wel met. Jy moet reageer met 'n gewillige hart. Ek kan myself voorneem alles wat ek wil. Maar as my hart nie reg ingestel is nie, gaan dit vir my bitter swaar wees. Egtheid van geloof het ek nie laasweek vir u gesê, maak jou geloof, die eerste punt, maak jou geloof vas in Christus. Maak hom vas in Christus. Tweede ding, jy moet groei. Jy moet toelaat dat jy groei in egte geloof. Here, ek vertrou U. Here, hierdie ding werk nie uit nie. Here, verhoudings werk nie uit nie. Maar Here, ek vertrou U en ek bid oor hierdie goed dat U my sal help, dat dit reggestel sal word. En die derde ding is, jy moet daarin wandel. Wandel saam met Christus. En as ons dit begin doen, dan hoor ons hoe die Here na ons roep. Keep your goal firmly in view. Ek het dit Vrydag aan bietjie met die jong mense ook gedeel. Ons het so groot visnet hier gehad. Ek het vir hulle gesê ons gaan vissers vir Jesus leer. Wie van die ken, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus. Jesus elke dag. Maar daar was 'n twist. Jong mense, you are examples, hè? Julle is examples. As iemand jou vra, verduidelik vir hulle. Keep your goal firmly in view. Wees gehoorsaam en begin beweeg. Doen wat God vir jou sê om te doen. Weet jy wat? Doen net iets. Do something. Hoekom?
Want verskonings heers oor ons lewens. Ek het 'n groter en 'n beter verskoning om iets nie te doen nie as om iets vir die Here te doen. En mag die Here ons verlos van hierdie verskonings in ons lewens. Mag die Here jou verlos. Ek wil eintlik vir jou sê, weet jy wat? Ons staan elke dag, moenie, die dokter sê altyd vir my, pastoor, moenie dissipline issues ontwikkel nie. Ja, hier's 'n moeilike een. Dissipline issues. Ons het dissipline in baie goed in ons lewens. Maar wat ek sê vandag, pastoor Alwyn, julle moet my maar slaan en die kerkraad moet my maar slaan as dit daarby moet kom. Maar ek dink daar's 'n geweldige dissipline issue in die kerk. We've got discipline issues. Ons het eerder verskonings as wat ons dissipline toepas. Dis hoekom die kerk baie keer uit mekaar uitval. Dis hoekom die kinders van die Here skrik as iets gebeur. Dis hoekom ons baie keer moedeloos raak. Dis hoekom ons baie keer negatief raak. En dan moet ons kom en sê, Here, vergewe ons vir ons klein gelowigheid. Pastoor, is dit net julle wat daarmee sukkel? Nee, die disippels het ook daarmee gesukkel. Want die Here het keer op keer vir hulle gesê, moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Maar hier kom die groot ding. En ek kom terug. En dan gaan ek afsluit. God roep jou om 'n bietjie uit die normale lewe uit te kom en in sy teenwoordigheid in te stap. Of jy jonk is, en party mense sê, o nee, en ek weet vir al die jonges, dis vir die seniors. Weet om die Here te dien is vir die seniors. Ek wil vir julle sê, jong mense, dis vir 'n tyd vir julle hier en nou. God is calling the young people for this earth. He's calling the next generation. Ons sit met 'n generasie en ek en pastoor Alwyn is by daai generasie. En ons generasie is vinnig besig om in ons rooi tyd, mag ek dit rooi tyd sê? Na die diens het ek moeilikheid. Pas straf hom. Okay, pastoor Alwyn, ek vat dit. Dis nie net vir sekere generasies nie. God is calling all generations to come into His presence. And when you're in His presence, God will reveal Himself in a way that you can't even fathom. Jy gaan nie daaroor kan dink nie. Ek sluit af met hierdie getuienis en ek wil hê julle moet mooi luister. Ek sluit af. Toe ek op universiteit is, een van ons, dokter, ek dink is van Staden of iets, hy het met sendingwerk te doen, en dan is hy baie keer weg, en dan kom hulle terug, maar hulle het 'n geweldige ding met hulle dogtertjie. Sy begin in die aand blauwmoord gil, oggendure. Dan storm hulle kamer toe en dan sit sy op die hoek van die bed. En dan sê sy hierdie woorde, die oom was hier. En hy sê, kom my haal. Hulle het aan naderhand by sielkundiges gehad. En die sielkundige sê, nee, is as gevolg van hoë druk in julle huis, en die pa wat baie weg is, en al hierdie goed. Maar hy sê, hulle was naderhand so moeg, dat hulle kan nie, hulle weet nie hoe om te maak nie. Hy het selfs gedink om vir haar slaappille te gee. Hy weet nie wat om te doen nie. En hy preek eendag by 'n gemeente, en toe hy klaar gepreek het, toe sê een van die vrouens, die intercessors, 'n ouerige dame, sê, pastoor, julle gaan deur 'n baie moeë tyd. Ja, sê hy dan nie. Sy sê, en die Here sê,
dis nie eintlik nodig dat jy deur hierdie ding gaan nie. Hy sê, hoekom my tannie? Sy sê, want weet jy wat, die Here het al klaar die verlossing en die tools gegee om oor die bose te heers. Jy moet dit net vir jou dogter gee. Hy sê, maar ek is 'n pastoor. Sy sê, jy moet dit vir jou dogter gee. She will sort it out herself. Hy sê, nee tannie, jy verstaan nie, sy sê, daar's niks met sielkunde te doen nie. Sy sê, is die bose wat jou huis aanval. Sy sê, en ek sê nou vir jou, gaan kyk tussen maandag en woensdag, dan gaan jy sien op die hoek van jou huis, want hy bly so op 'n hoek. Sy sê, staan daar mense op die hoek van jou huis, en hulle is besig om die bose los te maak oor jou huis. En hy doen dit toe, staan 3 nagte na mekaar, maandag, dinsdag, woensdag. Hy sê, en elke aand staan daar 3 mense. Hy sê, nee, weet nie wat hulle doen nie, dan as hulle weg is, dan loop hy tot op die hoek, dan kyk hy, dan sien hy niks daar nie. Hy sê, maar sy kind slaap nie, hulle is moeg, sy vrou se senuwees wil ingee. En hy bel hierdie tannie, hy sê, tannie, as dit wat jy sê waar is, wat die Here vir jou gewys het, jy gehoor het by hom, kom na my huis toe. Dinsdag aand het hulle geen afsprake aan nie, die tannie kom by die huis aan, en sy vat hulle dogtertjie en sy gaan sit met die dogtertjie in die sitkamer. Sy sê, pa, ma, julle kan maar gaan koffie drink in die kombuis, ek gaan met die kind gesels. En hy sit in sy kombuis en hy hoor hoe hierdie tannie vir haar op 'n doodgewone manier sê, weet jy wat, Jesus het jou lief, hy het vir jou gesterf, hy het 'n plan vir jou lewe, jy dink nie hy het 'n plan nie, God het 'n plan vir jou lewe, en jy kan dit nie sien nie, maar kom tannie, gaan jou op sy lei, hulle dogter weer na die Here toe. Sy sê, hier's die tools, tannie het hierdie tools, ons noem dit tools, uit die Bybel uit vir jou neergetik, en geprint, teksverse, leer dit uit jou kop uit. As enige iemand jou in die nag wakker maak, dan moet jy hierdie teksverse kan opsê. Sy sê, goed tannie. Sy sê, en onthou, die bloed van Jesus is oor jou. Gebruik die bloed van Jesus, gebruik die engele, vra die Here, Here, stuur die engele om my te beskerm. Die dogtertjie sê, maar tannie, kan ek dit doen? Die tannie sê, hoor wat ek vir jou sê. Tannie leer jou nou. En sy sit en sy bid met die kind, en op 'n stadium sê hy ervaar die gees, die salwing van die Here oor hulle huis. En sy bid die engele. Hy sê van daar af, maandag, dinsdag en woensdag is daar niemand meer op die hoek nie. Maar nie net dit nie. Hy sê hulle word toe nou in hierdie tyd, hy sê sy kind slaap vir 'n paar aande regdeur. Hulle word wakker. Hy sê en sy kind lag uit haar maag uit. Hulle vlieg op en hy sê vir sy vrou, sy het dit nou verloor. She lost it. Sy het nou het sy die einde bereik. Hulle hardloop kamer toe en toe hulle in die kamer kom, hoor wat ek vir julle sê, seniors, werkende groep, ons tieners, ons kinders, hulle storm in die kamer in en hier staan sy so happy soos 'n chappie. En sy lag. Hy sê, my kind, wat het gebeur? Sy sê, daai oom het weer van my kom kuier. En hy het gesê, hy kom my haal. Toe sê ek vir hom, that's what you think. That's what you think. Sy sê, en voor hy iets kon sê, toe sê ek vir hom, because the blood of Jesus is against you, I'm a child of God, and the angels are here, and He's protecting me, and I'm telling you, go in Jesus' name. Jy moet gaan, boetie. En dan pas sy, wat het gebeur? Sy sê, ek dink hy het amper die kas deur afgehardloop, maar hy's in hom in. Sy sê, hy's weg, en hy het nog nooit weer teruggekom nie. Nog nie weer teruggekom nie. Nou hou hulle kerk, in daai tyd, hy sê, maar daar's 'n geweldige verandering in sy kind se lewe. Hy sê, hulle is in die gemeente. Hy sê, hy het 'n kort boodskap gehad vir die aand, aanddiens. Hy sê, hy maak 'n uitnodiging.
Hy sê die mense stroom na vorentoe. Hy sê nie kom siekes, kom wat ook al nie. Hy sê vir mense, kom net in God se teenwoordigheid in. Come into God's presence. En die mense stroom uit, en sy kom by haar pa, sy trek aan sy baadjie. Hy sê, ja my liefie. Sy sê, papa, kan ek ook vir die mense bid? Hy sê, ja, ek en jou mamma is die ouens wat bid, maar jy kan nou maar saam bid, jy kan vir die kinders bid. Sy sê, nee, ek wil vir die volwassenes bid. Hy sê, okay. Hy sê, en hy bid so een na die ander mens. Hy sê, en toe hy draai, toe sê sy vrou, jy moet kom help. Elke persoon wat sy hand op lê, kom die krag van die Here oor hulle praat in tale, hulle het uitleg, hulle lê onder die krag van die Here. Hy sê, en hy bid nie eens meer verder nie, sy dogter loop deur, en die Here raak mense aan, van begin tot einde. Die juffrou Bella by die skool, die juffrou by die CSV, sy sê, pastoor, what happened to your child? Wat met jou kind gebeur? So hoekom? Sy sê, ons sing nog. Dan staan sy op, dan sê sy, juffrou, ek het 'n skrif wat ek wil lees. Dan sê die juffrou, ag pragtig my kind. Dan sê sy, nee, ek het dit by die Here gehoor. Hoor wat ek vir u sê. Sy sê, dan lees daai kind die skrif, dan is my klas in trane. En kinders se lewens is verander. Wat het gebeur? Dit is wanneer jy in God se teenwoordigheid inkom. Jy sien, as God na ons toe kom, is ons te besig. Ons het verskonings. Ons het te veel goed wat moet gebeur. Die Here sê vir my kerk, hulle moet in my teenwoordigheid aankom. Ek wil vir jou sê, is mense wat hier sit en die Here wys my. Ek wil vir julle sê, your life is going to change because God is going to change you. Jy dink wat jy gedoen het was goed genoeg en was reg. Ek wil vir jou sê, as jy reg maak, gaan die Here jou gebruik. If you come into God's presence, staan saam met my.